as u nou dink wêreldwyd, kerkverbande wat dan nou vroue ouderlinge toegelaat het. Wat is u kommer? Wat is u besorgdheid? Dat daar leraars is wat dit wil goedkeur en wat is die implikasie, dink u, langtermyn implikasie vir die kerk? Kyk, die kerk is die bastion vir die waarheid. Die waarheid kenmerk die kerk. En as die kerk afwyk van die waarheid af, as hy ongehoorsaam is aan die duidelike lering van die skrif, dan wyk die kerk af van die waarheid en dan verloor hy sy gesag en hy verloor sy krag. En jy kan nou die kerk probeer op te wyd met allerhande goed, maar as hy die waarheid verloor het, dan is hy nie meer kerk nie. Vriende, ek het die groot voorreg om terug te wees by Dominee Chris Coetzee. En hy is sopas 91 jaar jonk geword. Ek gaan oor twee weke, op die 8 Augustus, 8 is ek 91. Prys die Here. En u gaan definitief nog 103 slaan. My pa sê altyd 103. Ouer as die koningin word. Loof die Here. En dit is so kosbaar om terug te wees hier by u. Ons het 'n wonderlike reeks opgeneem in die verlede. Dominee Chris was 'n ateïs. Hy was so 'n bietjie van 'n rebel in die hoërskool. Hy het nie belydenis van geloof gedoen toe hy moes nie en toe sy Potchefstroom toe en hy het as 'n eerstejaars student met professor Hendrik Stoker gaan praat en geworstel en uiteindelik het die Here u gered. En dis kosbaar om weer hier by u te kuier. Die rede wat ek gedink het vir vandag se gesprek is, Dominee Chris is ook baie besorgd oor wat in die GKSA aan die gang is, dat daar 'n drukgroep is wat nie meer God se skepingsorde en die rolle in die erediens wil eerbiedig nie en hy het e-posse gestuur vir kerkleiers om sy besorgdhede uit te spreek en ons het die voorreg om vandag weer so 'n bietjie hier by u te kom sit en kuier en ons wil werklik vandag 'n bietjie van 'n meer diepgaande gesprek doen. U het van die tekste wat belangrik is gaan by mekaar sit. U het 'n paar baie belangrike perspektiewe op die tafel gesit wat ek dink wat broodnodig is wat mense nie sien nie. So ek wil jou werklik uitnooi vandag om jou Bybel te gaan haal, om saam met ons te kyk as Dominee Chris met ons bietjie gaan gesels. Nog 2 kwalifikasies. Een is, Dominee Chris was vir baie jare gelukkig getroud gewees. Hoeveel jare was hy net aan 64. 64 jaar. Loof die Here. En dit is ook bietjie van die agtergrond vir u liefde, vir hoe God die huwelik gemaak het. U het 'n kosbare getuienis en saam met die tannie gewerk vir die Here, ongelooflike wonderlike bedieningservarings gehad, deur soveel dik en dun, deur soveel verskillende dinge. So dit is 'n baie belangrike ding, dis deel van u agtergrond as u vandag gaan praat oor hoe die Here die huwelik en die rolle ook vir die kerk vir ons gegee het. Dan wil ek tog, as 'n inleiding, wil ek vir u net 'n sinnetjie lees van 'n groep vroue in die GKSA wat 'n brief geskryf het in hierdie hele kontroversie. Ek wil dit vir u lees en na dit kan u asseblief vir ons begin en bietjie deel. Aanhaling. Mag ons nooit op ons gevoelens staatmaak nie, maar altyd teruggaan na die betroubare woord van God en daarvolgens ons lewe inrig. In elke dag se lewe en ook in die gemeentes. Ons eie gevoelens is bedrieglik. En die Here was deeglik bewus van ons tekortkominge of ons swak plekke. En daarom gee hy aan ons sulke eenvoudige, duidelike voorskrifte in die Bybel oor die rolle van mans en vrouens. Dominee Chris, kom ons begin en praat bietjie met ons oor hierdie dokument wat u gestuur het aan leraars. Kom ons begin stap vir stap. Kom ons begin heel bo. Wat is vir u die beginpunt vir hierdie saak wat in die kerk aan die gang is? Kyk, dis 2 uitgangspunte. Die eerste raak die gesag van die skrif. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die ganse skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering of onderrig, tot vermaning, tot teregwysing, tot en uiteindelik die nuwe vertaling sê om 'n nuwe lewenswyse aan te kweek.
en sodat jy volkome toegerus kan wees vir elke goeie werk. Dit is vir my ononderhandelbaar, die absolute gesag van die skrif in daardie 4 aspekte wat daar opgenoem word. Dis my eerste skriftuurlike uitgangspunt. Ja. Die tweede is die hermeneutiese uitgangspunt. Die ou gereformeerde manier van skrifverklaring vir hermeneutiek is, jy gebruik duidelike tekste om onduidelikes of wat jy nie mooi verstaan nie, te kan verklaar. Jy verklaar onduidelike tekste uit duidelikings. Dis nie anderster omdat jy onduidelike tekste wil gebruik om duidelikes te probeer korrigeer nie. Dit is my 2 uitgangspunte, skriftuurlik en hermeneuties. Goed. Wonder, dis 'n baie belangrik en dit gaan terug na Calvin hulle toe. Dis uiters belangrik. Ek hoop so. Dit doen, ja. Dit doen. Wonderlik. Kom ons gaan dan so stap vir stap. Nou begin u en al sulke gesprekke moet begin by Genesis. Ja. En ons het voor die tyd gesels, toe sê ek vir u dat ek tel in die debatte, tel ek nogal op dat daar vroue teoloë is wat Genesis 3 gebruik vir die sondeval en die verkeerd heers en die sonde en patriargie en onderdrukking. Maar as hulle kom by Genesis 1 en 2, dan sien hulle 'n egalitarisme. Hulle sien daar is 50-50. Hulle sien glad nie enige rolverdeling. Wil u net iets daaroor sê? Genesis 1 en 2, is daar rolverdeling of nie? Kyk, my keuse van tekste word dan bepaal deur duidelike tekste en gesaghebbende tekste. Nou, hoe het ek uitgekom by watter tekste is gesaghebbend en deurslaggewend? Dan het ek gesê, tekste wat op die kruispunte van die openbaringsgeskiedenis staan. Skepping, herskepping of vernuwing met Christus se koms en die uiteindelike nuwe hemel en nuwe aarde. Dis die 3 kruispunte in die openbaringsgeskiedenis. Nou, wat sê die Bybel op al hierdie punte? In Genesis 1, skepping, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Man en vrou het God hulle geskape. Met ander woorde, elkeen op sy of haar eie manier openbaar iets van God. Man alleen kan nie die beeld van God regtig verstoon nie. Vrou alleen kan dit ook nie doen nie. Ook nie die skepingsopdrag uitvoer nie. Die man en vrou het gelyke waarde as beelddraers van God en sy verteenwoordigers op aarde. Maar die weens hulle verskillende aard, man en vrou, vul hulle mekaar aan. En daarom in Genesis 2 sê die Here het gesien, alles wat hy gemaak het was baie goed, maar dis nie goed dat die man, die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Nou hoe ek die Genesis 1 en 2 verstaan, die een gee, ek sal sê 'n oorsig, en Genesis 2 gee besonderhede. Daar word die besonderheid beskryf van hoe die man gemaak is en hoe die vrou gemaak is en hoe God haar na hom toe bring. Uiteindelik is dit been van my vlees. Onder die diere het hy nie 'n maat hulp gekry wat by hom pas nie. Maar hier uiteindelik is dit. En dan is daar 'n groot vreugde as die twee by mekaar uitkom. So, dis 'n hulp wat by hom pas. Nou, ek weet, mense is 'n bietjie skepties oor die term hulp. Maar God self word in die psalms, U is ons hulp, U is ons toevlug. Ja. Dit beteken, as ek nie kan nie, dan is God my hulp. Hy maak dit moontlik vir my om te wees wat, sonder hom kan ek dit nie wees wat ek moet wees nie. Ja, korrek. Dis nie 'n minderwaardige term nie, of 'n term wat minderwaardigheid aandui nie, maar dit is eintlik, ek weet nie, dit is 'n term wat bemagtiging aandui.
jy's 'n hulp wat by my pas. Daarom kan ek my rol as man speel. Ek moet die tuin bewerk en bewaak. Ja, En sonder jou kan ek dit nie doen nie. korrek. Saam is 'n span wat saam Ja, God se dis opdrag saam. uitvoer. Ja. Ja. En wanneer in Genesis 3 die sondeval beskryf word. Ja. Wat was die sondeval? Dat Adam, wat die hoof was, wat die leiding moes gee, het skielik na sy vrou begin luister. Ons gaan eet daai vrug. Hy verloor sy manlike rol van beskerming, van bewaking, van die vooruitgang verseker, val hy. En so kom die slag misluk hulle eintlik in hulle toets as beelddraers van God. En die rolle word omgedraai. Die rolle is omgedraai. Ja. Die skepingsorde rol Ja. word met die sondeval omgedraai. Dis reg, ja. En so met ander woorde, en God wat sy waarheid en sy geregtigheid moet handhaaf, moet hulle straf. En die aarde word vervloek en die vrou word as dit ware na jou man sal jou begeerte wees, maar hy sal oor jou heers. En daardie heerskappy, plaas van dat hulle 'n span was, word die man nou, ek sal oor jou heers. En in die geskiedenis van die mensdom is verskriklike dinge aan vroue gedoen en is hulle verskriklike onreg aangedoen. So, vir die vrou word haar rol nou verskriklik moeilik en vir die man verskriklik frustrerend, want hy moet nou worstel om sy vrou te onderhou, maar die aarde het nou nie meer, het nou begin teenstribbel, so dit word 'n vreeslike stryd in plaas van die plesier wat die twee geniet het in die paradys. Ja, en die dood kom deur Adam, deur die man. Die dood kom as gevolg daarvan, nee. Ja. Reg. Dankie dat jy dit verduidelik net. So daar is Genesis 1 en 2 daar skepingsrolle gelykwaardig in die beeld van God, gelykwaardig verskillende rolle mekaar aanvul om God se skepingsorde mandaat uit te leef. En dan in Genesis 3 kom die sonde, die verkeerd heers, die sonde, die dinge wat ons in die samelewing vandag ook sien. Dis reg. Dan vervolgens gaan u na Jesus. Nou, ons gaan nou baie vorentoe en u verwys dan na wanneer die Here Jesus dan nou sy apostels kies. Ja. Waarom het Jesus 12 mans apostels gekies? Omdat dit sy wil is. Ja. Omdat dit inpas by die skepingsorde. Ja. En dis belangrik, dis nie Genesis 3 nie. Nee. Dis nie daai heersie, dis Genesis 1 en 2 waar God die geestelike leierskap van Adam gegee het. Daar's 'n priesterlike rol ook, nê. Ja. En hier kom die Here Jesus en hy sluit aan by die skepingsorde. 12 manne gaan die apostels wees wat hy roep in Matteus 10 en dan hoofstuk 11 vers 1 die apostolos wat hy roep. En dan stuur hy hulle uit, sê hy hier op 'n oefenloopie. Ja. Hy stuur hulle uit om te gaan die evangelie bring en wonderwerke doen. En dan apostoliese gesag. Ja. En ons kan nie die hele tyd tussendeur sê daar's oral vroue tussendeur. En wat mooi is wat ek nou weer gaan lees is, die vroue het vir hulle gekook. Ja. Het vir hulle het gehelp vir die bediening. Hulle was die hele tyd, daar was 'n groep vroue wat saam met die Here Jesus hulle gegaan het. En hulle versorg het dat hulle kan aangaan met die werk en die bediening. Later Petrus se vrou, Jesus het Petrus se vrou ook gesond gemaak. Hulle was die hele tyd daar gewees. En dan, jy sê ook hierso, die Here Jesus het vroue met respek en liefde behandel, met deernis, in teenstelling met die kultuur van die dag. Ons dink aan hoeveel verhale, die vrou by die put, die Samaritaanse vrou, die vrou wat in oorspel gevang is, die dogtertjie van Jairus. Vrouens is oral in Jesus se bediening waar hy liefde. Maria, Martha, wat gekom het en by Jesus sit en terwyl Jesus hulle leer. Jesus het daai grense gebreek en tog het die Here Jesus nie een van hulle as een van die 12 apostels gekies nie. En nou sal van die feministe sê nee, maar
Nee, dit was sommer maar net 'n kulturele ding. So wat sê ons van Jesus in die proses? Kyk, wat ook belangrik is Handelinge 1. Ja. Wanneer Judas nou weg is, dan dan word die gemeentevergadering gehou en gesê, ons moet sy plek volmaak. Ja. Maar met wie? Dis een wat saam met hulle geloop het, wat Jesus geken het. Ja. Is nie 'n vrou nie. Ja. Is 'n man. Die vroue sien ek, as mens lees daar, hulle sê in die verse net voordat hulle het saam gebid met al die vroue en die Here Jesus se ma. Hulle het saam gebid. Ja. En toe die Here hulle gelei dat daar 2 manne op gekies word. En wat my getref het, Dominee Chris, is toe ek daai Grieks gaan lees, toe sien ek daar gebruik hulle die woord episkopos. Ja. En dit is 'n woordstudie wat ek nie gesien het in enige van die verslae van die GKSA nie. En daai selfde woord word gebruik in 1 Timoteus 3 deur Paulus. Ja. En dit is nie dienaar of diens nie. Nee. Dit is geestelike leierskap in die kerk. Daai Griekse woord beteken geestelike leierskap in die kerk. Ja. Nee, ek stem heeltemal saam. En presbyteros, dis 'n rol, 'n spesifieke manlike rol. Presbyteros. 'n Vrou kan nie 'n presbyteros wees nie. En dis ook die woord wat gebruik word in die briewe, nê, in Ja. Paulus se briewe, nê. Ja. En dan as daar gepraat word 'n man van een vrou wat na sy kinders omsien. Hoe kan jy dit wees as jy 'n vrou is? As daar staan 'n man van een vrou. Ja. En jou kinders en die voorwaardes vir jou, jy moet 'n integriteit hê in die gemeenskap, as jy kyk na Titus ook en so aan. Miskien kan ons net voordat ons aangaan dan na Efesiërs toe wat baie belangrik is, net sê, en dis miskien 'n belangrike pastorale opmerking. Daar is ongelukkig dominees en manne wat so chauviniste baas speel oor vroue soos Genesis 3. Ja. Nie soos die Here Jesus dit wil hê nie. dis En reg. ons moet dit vir mekaar sê, Ja. dit is sonde. Dit moet Ja. aangespreek word. Dit is nie hoe die Here Jesus dit wil hê nie. In gemeentes, ek was al in kontekste waar daar in 'n klein groepie gepraat word Bybelstudie, nie in 'n erediens nie, wat iemand 'n vrou wil stilmaak. Wat van Priscilla en Aquila, Ja. wat vir Apollos gaan leer het, wat hulle het hom eerder gevat, hulle het hom gedisipel, in klein groepe, in kategese vir kindertjies en van daai dinge waar die woord van die Here sê dat vroue kan doen. Titus praat van die ouer vroue wat die jonger vroue moet leer en dit moet gebeur in die gemeente. So daar moet 'n rol wees. Daar is rolle wat mens optimaal ook moet benut. Jy weet, as ek my lewe kon oor hê, sou ek baie meer aande by die huis wil wees om huisgodsdiens waar te neem. Plaas om rond te hardloop en ander mense se huislike probleme te probeer hanteer en oplos. Want my huisgesin moes my eerste tempel gewees het. En ek het dit eers baie later besef. Maar my vrou, Wouda, sy het dit maar gedoen. Sy het my plek volgestaan. Met die So 'n kinders. manier Ja, by die huis. 'n hulp gewees dat al my kinders weet en ek kan glad nie sing nie en sy kon goed sing. So hulle Ja. nee, dit is werklik so dat Jesus behandel die vroue met groot waardering en respek en deernis. Daai vrou byvoorbeeld wat nou sogenaamd 'n oorspel betrap is, ek veroordeel jou ook nie, maar gaan heen en sondig nie meer nie. Dit was 'n onverstaanbare uitspraak vir 'n rabbi in daai tyd. So hy het nie ingeval by die gewone kultuur nie, maar hy het die plek, die waarde gehandhaaf van die vroue. Ja, kosbaar. Dominee Chris, miskien is dit 'n goeie punt. Miskien is dit 'n goeie punt om dan te gaan na Efesiërs 5 toe. Efesiërs 5, en miskien kan ek dit begin. Lees dit gerus. Miskien kan ek dit begin deur, ek vertel die storieetjie nou die dag. Een van ons kinders, 'n klompie jare terug, oom Chris, kom na my toe en sy toe nou 1 Petrus 3 gaan lees en Efesiërs 5, toe sê sy, pappa, as ek hier lees, sien ek nie hierdie patriargie wat die feministe van praat nie.
Nou kom ons lees dan nou daai stuk van Efesiërs. Ja, mens kan Efesiërs. byna noem dat dit die teendeel is, die teenkant, die ander kant Ja, van die vloek ja, of die straf oor die sonde. ja. Ek wil net ietsie by sê wat belangrik is hiervan, want dit word nou veral in die NG Kerk, ek sal dit nou vir u sê wat maak hulle hierso met Efesiërs die rolle. Ek is by Galasië, ekskuus. Kyk, dit begin Efesiërs 5. by vers 22. Ja, maar wat ek wil sê is, ek gaan nou vir u sê verduidelik wat doen hulle. Goed, so hierso is Efesiërs 5. Nou ek wil net eers iets kwalifiseer sê wat ek veral sien ek in die NG Kerk gebeur. Wat daar gebeur is, hulle wil dit egaliteries lees. So wat hulle doen is, hulle vat vers 21 en hulle sê, wees aan mekaar onderdanig. En dan vat hulle dit as die hoofie. En nou alles wat nou volg onder is aan mekaar onderdanig. Maar hulle sien nie dat dit is soos Sambreel sê, nou gaan Paulus praat oor die verskillende forme van onderdanig en rolle nie. En dis 'n ongelooflike belangrike kwalifikasie. Ongelooflik belangrik. Kom ek lees dit saam met ons. Vers 22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vrouens lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Nou, haal hy aan uit Genesis, voor die sondeval. Baie belangrik is voor die sondeval. Daarom moet die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenis is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Nou, Dominee Chris het kosbaar mooi hierso dit saamgevat, sien ek hierdie hele gedeelte in 4 belangrike kenmerke. Wil u nie net iets oor elkeen van daai woorde sê nie? Lees dit bietjie daai versie. Manne, Vers 25. Manne, julle moet julle eie vrouens lief hê soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor gegee het. ja, en dit word dikwels vertaal opgeoffer het. Opgeoffer het, ja. Opgeoffer het, Lees ja. die volgende reeltjie. Om dit te heilig. Ja. Met ander woorde, Christus, ten minste die man, soos Christus die gemeente heilig, moet die man sorg dat sy vrou soek, groei in heiligheid, in heiligmaking. Sy moet eendag heilig, onberispelik, sonder vlek voor God kan staan. En dis die man se werk om haar daarin te begelei en voor te gaan en die voorbeeld te stel. Dit is met ander woorde heiligend. Dis opofferend. Ja. Hy het homself gegee, Jesus. So, hy kan nie sy belange eerste stel nie. Hy moet homself opoffer. Versorgend. Ja. Hy versorg mos sy eie liggaam, en so moet jy haar versorg. As jy kan nie met jou salaris eers bietjie by die kroeg gaan kuier nie. Jy gaan met jou salaris huis toe. En jy sê, kom ons kyk wat het ons nodig. Wat het julle nodig, of wat het jy nodig as huisvrou dan, om ons te versorg. En dan is dit ook eksklusief. Jy sal jou pa en ma verlaat en haar aanhang. Julle sal een vlees wees. Dis die 4 kenmerke waardeur die straf van Genesis 3 omgekeer word. Ja, ja. Kosbaar. Kosbaar. Kan jy dit net weer noem? Daai 4, ek dink is besonder belangrik. Ja. Die liefde van die man vir sy hulp het 4 kenmerke. Opofferend, heiligend, versorgend, eksklusief. Kosbaar. Kosbaar. Wonderlik. Wonderlik. Prys die Here. Dominee Chris, hierdie is kosbaar
wat u met ons deel. En miskien kan ons net, die ander tekste het ons so baie programme oor gemaak, ons ken dit, wat Paulus van praat oor die erediens en die gesag uitoefen en wat teruggaan na Genesis, ons ken dit. Maar wil u miskien net so bietjie reflekteer, net dink aan, as u nou dink wêreldwyd, kerkverbande wat dan nou vroue ouderlinge toegelaat het. Wat is u kommer? Wat is u besorgdheid dat daar leraars is wat dit wil goedkeur en wat is die implikasie, dink u, langtermyn implikasie vir die kerk? Kyk, die kerk is die bastion vir die waarheid. Johannes 8, julle sal my disippels wees, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. En dan die kontrovers daarna, wat die Jode sê, maar ons is mos vry. Sê Jesus, nee, julle is nie vry nie, want julle aanvaar nie my vir wie ek is nie, wat God my voor bestem het en gestuur het nie. En dan word die apostels uitgestuur, en hulle word genoem die grondslag en pilaar van die waarheid, waarop die kerk gebou moet word, hulle leer. Die waarheid kenmerk die kerk. En as die kerk afwyk van die waarheid af, as hy ongehoorsaam is aan die duidelike lering van die skrif, dan wyk die kerk af van die waarheid, en dan verloor hy sy gesag, en hy verloor sy krag. En jy kan nou die kerk probeer op te wyd met allerhande goed, maar as hy die waarheid verloor het, dan is hy nie meer kerk nie, jammer. Soos die Here vir Petrus gesê het, op hierdie rots, hierdie belydenis, sal die waarheid, sal die kerk gebou word, en die poorte van die hel sal het nie kan oorweldig nie. Maar sodra die waarheid, die kerk dan afwyk daarvan, dan gaan die poorte van die hel oorweldig. Sure. En hy verval al meer en meer, en hy verloor al meer en meer sy karakter as kerk. Kerk Kyriake, wat aan die Here behoort. Want 'n ding wat ongehoorsaam is, behoort nie meer aan die Here nie. Ons behoort bloot aan die Here, omdat ons deur die geregtigheid van Christus geheilig word, deur opregte geloof en wedergeboorte. Maar 'n kerk, hy kan nie meer sê hy is kerk van die Here, as hy nie die waarheid van die Here respekteer en toepas, en daarvolgens leef nie. Dankie Dominee Chris, ons gaan nog baie lank aan praat, maar ek dink hier's 'n paar baie belangrike dinge wat u genoem het, en ons wil bid en hoop dat daar broeders gaan wees wat gaan self ondersoek doen, en gaan hulle self onder die gesag van Christus in die woord opnuut gaan ondersoek. Sal u vir ons afsluit en vir ons 'n boodskap van 'n senior dominee na 'n junior dominee gee? En dan lees u vir ons Paulus, dis waarskynlik Paulus se laaste brief voordat hy ook gesterf het vir Christus in Rome, 2 Timoteus 3, wat u in die begin gesê het, 2 Timoteus 3 vers 16, en dan ook die paar verse na dit vir 'n jong dominee. Goed, ek begin by vers 14. Dis goed. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, so dat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.
Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewes is en die dooies oordeel. Ek beveel jou by die oog op sy koms en sy koningskap, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Ek wil net sê, een Engelse vertaling sê, whatever the itching ears want to hear. Yes. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Maar jy bly in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiging van die evangelie, en voer al die pligte van jou bediening uit. Ek wil net sê, ten slotte, ons het nou nog nie by die laaste kruispunt van die geskiedenis uitgekom nie, die nuwe hemel en nuwe aarde. En daar, hoofstuk 4, waar die hulde gebring word aan die Here, dan is dit 24 ouderlinge wat daar buig, nie vroue nie, ouderlinge, en hulle is episkopoi, wat daar die lof bring. Met ander woorde, die hele lyn van Genesis 1 vers 16 tot Openbaring 4 handhaaf daardie lyn van die leierskap, die man se rol as leier, bewaker, oppasser, en die vrou as sy hulp. En wanneer daardie 24 ouderlinge daar kniel, dan praat hulle nie net namens mans nie, hulle praat namens die kerk. Loof die Here. Kan ons nie daarmee afsluit nie? Dit is Openbaring 4, nee. Ja. Dis kosbaar. Ja. Hulle het dag en nag sonder om te rus gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het, deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep.